volg hierdie video en ek wys vir jou hoe maak ek die lekkerste grondboontjie fudge. Wat ek benodig is 500 ml wit suiker, 75 ml water, 30 ml goue stroop, oftewel 2 eetlepels daarvan, 60 gram botter, 'n blikkie kondensmelk. Die resep soos ek dit gesien het, vra nie vir sout nie, maar ek gaan nietemin 'n knippie sout byvoeg. En 1 koppie ongesoute grondboontjies. Ons kan nie vergeet van 5 ml vanilla essence. Nou voor ek begin, het ek nou eers seker gemaak dat my bak met bakpapier uitgevoer is. Ek sê dit sommer so met die wasgoedpennetjies dat hy mooi op sy plek gehou word vir wanneer ek dit net nou gaan ingooi. So kom ons begin deur die suiker en die water in 'n groot pot te gooi en dan roer ek dit oor lae hitte totdat die suiker opgelos het. So gooi eers die water in die pot, lekker groot pot, oor lae hitte. Nou dat die suiker basies heeltemal opgelos het ek die plaat op 1 gesit, so hy is nou baie lae hitte. Iemand het hierdie wenk met my gedeel. Om 'n kwassie te vat met 'n bietjie water, om net die kante van die pot so te vee en die grove stukkie suiker so af te vee. Dis hy, 30 ml goue stroop. So ek plaat nou op 3 sit. Nou kan ek hom net so inhoudend roer. So nou dat die kondensmelk mengsel begin kook, nou gaan ek my plaat afdraai na 1, dat hy oor lae hitte net so aangaan. Hierdie moet jy nou aanhoudend roer vir die volgende 25 minute. Na 25 minute behoort jy te sien dat dit die sagte bulstadium bereik. Dis amper 10 minute later en ek gaan so klein bietjie sout, net 'n knippie sout, so byvoeg. Ek het die plaat intussen opgeskuif na 2, dat hy net 'n bietjie meer lewe het. Maar soos julle kan sien, die kleur begin al baie mooi te verbruin. Hy begin in daai regte karamel kleur te kry. So ons is op die regte pad. So ek het die laaste 10 minute my plaat op 1 gehad. En ek sien hy het nou lekker begin verdik. So ek gaan vinnig 'n stukkie hierso vat. So net so en net in water wat val. Omdat die resep sê plus minus 25 minute wat ek so met kook. Volgens my foon is daar nog so 6 minute om te gaan. Maar ek kan sien die mengsel is nou al baie dik. En as ek vat hierdie, ja, as ek dit so vat, dan het hy al klaar daai stadium bereik. So nou gaan ek gou die afval van die plaat. Hier gaan my 1 teelepel vanilla essence by. En ook sommer vinnig die grondboontjies. Kopie daarvan. So ek roer hom net gou vinnig mooi en voor hy nou te vinnig wil gaan staan en stil.
wat druk. So hierdie netjie begin regtig baie vinnig te stoel. En mens moet eintlik maar net kyk wanneer hy daai sagte bal stadium bereik, moet jy hom eintlik al klaar afhaal. En die kromboontjies, die vanilla geur so byvoeg. So druk hom net so plat. So voor die vars heeltemal afgekoel het, sny hom, anders gaan jy dalk dit moeilik vind om dit mooi te kan sny. As ek die vars net 'n bietjie vroeër afgehaal het, sou dit heel waarskynlik bietjie mooier gewees het. Maar ek dink dit gaan meer oor hoe dit proe as oor hoe dit lyk. So kom ons kyk gou-gou. Baie lekker. Baie gromboontjierig, maar dis natuurlijk met gromboontjie vars gedoen word. Want die gromboontjies is die ster van die resep. Maak gerus. Dankie julle.